Nesje is tussen al die kleure van die reënboog, soos vertel deur Storie Mamma na 'n besoek aan Barnens Miljark en Nordens Ark in Swede. Ek bly saam met die diere, mamma, roep Trappertjie uit. Dan ons vir regte Noag se Ark diere gaan kuier, vra hy daarna. En dis toe presies wat ons gaan doen het. Grootsis, Trappertjie, Kleinboet, pappa en mamma het gaan kuier by Nordens Ark. Bernina is hier by die ingang van die dieretuin. Sy gaan vertel van ons tyd saam met die verskillende diere van die dieretuin. Daar begin Bernina met haar vertelling. Baie welkom by Nordens Ark. Vandag gaan ons rondstap, op en af en al in die ronde. Lekker, kom saam met my. Ons hou baie van die liedjie Smika som en tiger, begryp soos 'n dier, wat ons hier in Swede geleer het. Was daar diere in Noag se Ark? Ons was ook net betyds om toe heel eerste die dierhuis te besoek. Dis al etenstyd, kom kyk. Hallo diertjie, kyk net daar die geel oë van jou. Jy het strepe wat ek nie het nie, maar ons albei se ore is nogal groot en rond. Maar wag, my moed het my nou eers begewe om na sy etenstyd te gaan loer. Net nou is beervleis net die ding waarna diertjie op soek is. Laat ek eers 'n bietjie hier sit en asem skep. Diertjie se etenstyd was toe wel opwindend om te aanskou. Die lekker groot stukke vleis het sy mond laat water. Ek is ook nou honger. Tyd vir 'n lekker kaneelbolletjie. Daardie suikerkristalletjies bo-op is heerlik soet. Ek wonder wat al die baie diere in Noag se Ark geëet het. Ons stap verder deur die dieretuin. Hier loop ons tussen die hoë bome. Kyk hoe loer die son deur die boomtakke, daar hoog bo. Dink net, die vloedwater van Noag se Ark was hoër as hierdie boomtoppe. Grootsis, trek en trek. Kyk hoe sterk is ek, roep sy. Amper so sterk soos diertjie, sê mamma. Hallo kieterkat, was jy dan ook in die Ark? Ek sien jy het streperige kolle wat ek nie het nie, maar my en jou pelse lyk ewe sag. Prrr. Hier ontmoet ons bietjie die voëls. Party was miskien in die Ark gewees. Kyk my in die oë, jou swart kraaloogies lyk nes myne. Hier tussen die voëls kyk ons hoe wyd ons vlerke kan span. Trappertjie is een van die kleiner voëls. Ek is gans te klein, skaars een van die ou kleinste voeltjies. Maar Grootsis kan al saam met die groter voëls begin vlieg. Kyk daar die heel grootste albatros, sjoe, dis 'n wye vlerkspan daardie. Ek wens ek kon ook vlieg met daardie reuse vlerke. Dalk sou ek dan nie op die Ark moes gewees het nie. Kan ek vlieg? Lyk ek miskien so wanneer ek vlieg? Of dalk so. Dit is so lekker om op my rug na die bome te kyk terwyl ek probeer om te vlieg. Miskien kan ek, as mamma my help. Mamma lig my op, hoër en hoër. Maar laat ek bietjie rus in die boom. Ek kan tog van hier af net so lekker ver sien. Wat het ek hier? 'n mantel om die boomhuis te besoek. Kan ek daarmee vlieg? Het ek nodig om te kan vlieg? Kyk net daar. Grootsis het ook 'n mantel aan. Ons kan saam vlieg. Maar ons kon toe nie vlieg nie. Ek het groot ore en 'n sagte pels, maar nie kolle of strepe nie. Ek kan ook nie vlieg nie.
Maar ek het 'n plekkie en grootses kan my maat wees. Hand aan hand klim ons by die trappies van die boomhuis af. Terwyl ons saam na nog diere gaan loer, gesels ons oor een mannetjie en wyfie van elke diersoort wat in Noag se ark was. Toe ek bietjie wou rus, het grootsis vir my 'n blarenesie gemaak. Kyk hoe beskerm sy my, nes Noag se ark die diere en mense daar binne beskerm het. Ja, kyk net, hierdie badkamerdeur dui ook 'n man en 'n vrou aan. Mans en vrouens kan dieselfde badkamer gebruik. Dink net, almal moes dieselfde beknopte spasie deel in Noag se ark vir 'n hele jaar lank. Maar toe die ergste stormwater genoegsaam begin opdroog het, kon hulle dit buite begin waag. Paartjies van diere, 'n mannetjie en vroutjie, kon weer terugkeer om op die grond te leef. Hulle kon weer vermeerder nadat alles deur die vloedwater verwoes is. Die teken dat die ergste storm wat daar ooit sou wees verby is, was 'n reënboog in die lug. Bernina, ek sal jou maat wees, nooi grootsis. Die reënboog maak plek vir almal, want God, die Skepper, verbind hom in liefde aan sy mense. Almal van hulle, vertel grootsis. Mag ons dit altyd onthou wanneer ons aan Noag met sy ark, die diere en die reënboog dink.